In vandag se afdeling van finansiële wiskunde kyk ons 'n bietjie na begrotings, rekeninge, huur en kommissie. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is begrotings. Wie kan vir my sê wat is 'n begroting? Dis reg, 'n begroting is 'n plan om te bewys hoe 'n sekere bedrag geld spandeer word. As ons kyk na 'n voorbeeld van 'n begroting, kyk ons na die volgende voorbeeldjie. Ntombi se begroting vir November lyk soos volg. In die eerste plek is haar inkomste R20.000. Nou hierdie inkomste waarmee ons werk, word ook die begrote bedrag genoem, want dit is die bedrag geld waarmee sy kan werk. Nou as Ntombi nou kyk oor na haar uitgawes, dit is hoe sy moet begroot. Wat gaan haar uitgawes wees vir November? Nou die eerste uitgawetjie wat sy reken vir November is haar water en ligte rekening. Haar water en ligte rekening bereken sy op R1.800. Dit is wat sy begroot. Vir die huur van haar huis begroot sy R4.200 vir die maand. Die volgende uitgawetjie waar sy voor begroot is vir haar telefoon. Haar telefoonrekening bereken sy gaan omtrent R350 wees vir die maand. Dan moet sy onthou hulle moet kos koop vir die maand. Haar kosrekening bereken sy op R3.600 vir die maand. Sy dink sy sal dalk 'n paar kledingstukke moet koop, so die klere begroot sy op die stadium met R1.200 voor. Dan weet sy betaal nog haar versekering paaiement. Haar versekering paaiement is op die stadium R2.750. Met brandstof wat so duur geword het, moet sy brandstof ook begroot en haar brandstofrekening bereken sy op hierdie maand as R2.400. Dan het Ntombi nou nog beplan vir enige sosiale bedrywigheid in November en dit het sy begroot voor op R1.000. As ons nou al hierdie uitgawes bymekaar tel, dan kry ons dit is 'n totaal van R17.300. Die vraagie wat hulle nou vir ons kan vra, nadat ons nou bereken het dat haar uitgawes R17.300 is, sal Ntombi aan die einde van November binne haar begroting wees. So die vraag wat ons nou kan vra nadat ons die uitgawes bereken het, is of Ntombi aan die einde van November binne haar begroting sal wees. As ons nou gaan kyk na die begroting, dan kan ons sê haar inkomste minus haar uitgawes. Met ander woorde, sy sal binne haar begroting wees as haar uitgawes nie meer is as haar inkomste nie. So haar inkomste minus haar uitgawes is R20.000 minus die R17.300 en dit gee vir my 'n totaal wat nog oor is van R2.700. Met ander woorde, Ntombi het nog R2.700 te spaar. So die antwoord is op die vraag ja, Ntombi sal binne haar begroting wees. As sy skielike onvoorsiene uitgawe van R2.000 het, sal Ntombi dit kan bekostig om dit te betaal sonder om haar begroting te verander. Nou as ons kyk na die bedragie wat sy oor het, dan kan ons sê ons bedrag wat oor is minus my onvoorsiene uitgawe. Met ander woorde, ek kan sê dit is daai R2.700
minus die onvoorsiene uitgawe van R2000 en dit gee vir my nog 'n totaal van R700 wat oorbly. So my antwoord is of sy dit sal kan bekostig sonder om haar begroting te verander. Ja, sy sal dit kan bekostig. Die tweede enetjie waarna ons gaan kyk is rekeninge. Nou wat is 'n rekening? Kom ons kyk na die definisie van 'n rekening. Nou 'n rekening is 'n ooreenkoms tussen 'n bank en 'n kliënt of tussen 'n besigheid en 'n kliënt. Met ander woorde, as 'n kliënt iets op skuld gekoop het, het hy 'n rekening en dan moet hy die rekening afbetaal. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld 'n rekening het en my rekening se bedrag is R3.924 en ek gaan 'n ooreenkoms aan om dit binne 6 maande af te betaal. Dan kan ek daarom my maandelikse paaiement uitwerk, want ek gaan hierdie rekening van R3.924 oor 6 maande terugbetaal. Met ander woorde, my maandelikse paaiement gaan daai R3.924 gedeel deur 6 wees. En dit gee vir my 'n maandelikse paaiement van R654 per maand. Die derde afdelingkie waarna ons gaan kyk is huur. Huur is 'n bedrag geld wat jy betaal vir iets wat jy elke maand gebruik. Die algemeenste voorbeelde van huur is die huur van 'n motor, die huur van 'n huis of 'n woonstel, die huur van kantore of die huur van winkelspasie. Die vierde afdelingkie van die finansiële wiskunde in vandag se lesie is kommissie. Nou wat is kommissie nou weer? Nou kommissie is 'n bedrag geld wat aan jou betaal word elke keer as jy iets verkoop. So as jy vir iemand op 'n kommissiebasis werk, dan beteken dit elke keer as jy ietsie verkoop soos 'n TV of 'n kledingstuk of iets, dan kry jy kommissie. So kom ons kyk na 'n voorbeeld van dit. Thomas verkoop T-hemde by 'n mark en verdien 15% kommissie op elke T-hemd wat hy verkoop. Hoeveel T-hemde moet hy verkoop om R360 te verdien as elke T-hemd R120 kos? So as ons nou hierdie probleem wil oplos, dan gaan ons sê die kommissie wat hy verdien per hemp is 15% per hemp. Met ander woorde, die kommissie kan ek uitwerk is 15% van R120. So dit gee vir my 15 op 100 van 120. En dit gee vir my 'n totale bedrag van R18. Met ander woorde, hy verdien R18 vir elke T-hemp wat hy verkoop. So as ons nou wil bepaal hoeveel T-hemde hy verkoop het om R18 se kommissie te ontvang, moet ons die aantal T-hemde uitwerk. En die T-hemde gaan mos nou wees, hoeveel keer gaan R18 in R360 in, want hy kry R360 kommissie. En 360 gedeel deur 18 gee vir my 'n totaal van 20 T-hemde. So Thomas met 20 T-hemde verkoop om 'n kommissie van R360 te verdien. Dit is dan nou die einde van vandag se lesie. In die huiswerksommetjies kan jy nou die lesie inoefen, sodat jy kan weet hoe om die vragies te antwoord wanneer jy dit in 'n toets of 'n eksamen teekom. Geniet die huiswerk.